Amen, amen. Is jy bly is jy? Amen. Altyd. Altyd. Waarvoor het Annelies? Waaroor het sy gepraat? Leens. Askies? Leens. Wat sê leens? Die vyand. Dis nie al. Kompromie. Waarvan het jy gepraat? Maar ek sê mos van leens. Nou wanneer was die storie nou van Ek is meer as genoeg. jy is meer as genoeg? Okay. Hoekom is jy meer as genoeg? En dis wat God oor my verklaar. En dan het sy ook gesê, waar is my stem? Kaap toe. Jy moet vir jou vyande bid. Ja. En hulle het dit onthou. Hoe gaan ons dit regkry? So vandag wat ek met jou praat, kan jy my hoor? Ja. Is die ding so sag, maar jy sit 'n bietjie volume op. Ek kan nie myself hoor. Jou oor is ek weet. Hallo? Ja. Ja, ek moet myself hoor. Praat oor restaurasie. Ja. Want as jy nie gerestore is nie, hoe gaan jy, as jy nie jouself liefhet nie, jou vyand liefhet? Ja. As jy nie jouself vergewe nie, hoe gaan jy jou vyand vergewe? Nou daar's 'n verskil tussen restaurasie en herbouing. Ja. Restoration en rebuilding is twee verskillende goeders. Ons kyk alweer TV. Dis nie as jy ouens met die kar het. Dan haal hulle 'n ou kar uit, en party van hulle herbou dit, en party van hulle herstel dit. En daar's 'n verskil. My swaartjie, kan ek maar sê, hy het byvoorbeeld 'n chassis van 'n aluminium bakkie wat in 'n ongeluk was gebruik. En toe het hy 'n Ford, ek dink is 'n Ford, ja. Hy het 'n Ford, 'n ou 56 of 57 se cab gekry. En hy het hom so 'n bietjie die cab langer gemaak en toe het hy hom op die chef gebou. So nou is nou nie meer either chef of Ford nie, dis nou 'n nuwe ding. En hy klink mooi en hy lyk mooi, maar hy's nie geherstel nie. Hy's net omgebou en geherbou en iets anderste. Ja. Wat die Here doen. Kyk, ons is liggaam, siel en gees. Die dag wat jy aanvaar wat Jesus aan die kruis gedoen het, seël die Here jou gees. Amen. Dit is volkome nuut, Amen. 'n nuwe skepsel. Perfek. Maar die siel, die liggaam is nie. Ja. Want as ons sê ons siel en ons liggaam is perfek, dan jok ons, want die woord sê niemand behalwe Jesus is perfek nie. Jou gees is gesiel en perfek, hy kan niks meer verkeerd gaan. Maar jou liggaam, dis die een wat moet herstel word. Want die woord sê, in jou moeder skoot het hy jou geken. Met ander woorde, hy het 'n prentjie van jou gehad. Ja. Amen. In die wêreld het daardie prentjie verander, die vyand het daardie prentjie verniel, die vyand het daai prentjie in die modder gesit, en niemand weet meer hoe jy moet lyk nie. Aha. Niemand weet wat is jou plan wat die Here vir jou gehad het nie, want ons het dit nie gesien. Toe kom die Here in sy goedheid. En hy stuur sy seun. Amen. Dankie Jesus. En wat het hy gedoen? Hy het jou terug gaan koop by die vyand. Hy het jou gaan redeem. Hy het 'n losprys vir jou gebetaal. Hy het jou sy eie gemaak. Jy kan nie iets jou eie maak as jy dit gekoop het. Ja. Al het jy 'n stuk gemors gekoop, is dit nou joune. En jy het nou die sê oor dit. Dit is nou jou verantwoordelikheid. Of jy dit nou wil in 'n garage laat staan tot enig as jy tyd het, dit maak nie saak nie, jy behoort nou aan Christus. Amen. Maar wanneer hy wil begin met sy werk in jou, hang van hom. Hy het die plan vir jou lewe. Ek het 'n kliënt wat 'n ou 19 ietsie kosting gekoop het, moet die doen as hy aftree om reg te maak. Hy het klaar die papierwerk, hy is klaar die eienaar, maar dit het hom 40 jaar gevat voor hy begin werk het aan die projek. Jy weet, om 'n ding te herstel, kort jy sy ou planne, die blueprint. Want jy moet alles versteurig en spesifiek regmaak. Jy moet dit nie verander nie, jy moet dit nie wysig nie, dit moet presies wees soos dit was.
En dis wat die Here vir ons doen. Hy het ons gekoop, nou is ons syne. Nou begin hy aan ons herstel. Elke ding meticulous. Hy het jou gevorm in jou moeder skoot. Daarom weet hy hoe moet jy lyk. Elke boutjie en skroefie en penneltjie weet hy en hy maak dit reg soos dit moes gewees het. Voordat die vyand jou uit mekaar uitgaan. En dit is 'n langdurige pad. Wanneer is dit volkome? Die dag as jy oop toe maak. Dan is jy volkome soos Christus. Perfek soos Christus. Dit skiet jou kop vir my. Nee, dit is so. Dit is so, natuurlijk is dit so. Want terwyl jy lewe kan ons nie sê ons is perfek nie. Ons is perfek as ons by Jesus staan. Want daar staan ons in sy teenwoordigheid en onperfekheid kan nie in sy teenwoordigheid staan. Daar kan nie perfekheid in by ons staan. Daai ouens spandeer rande en ure om daai dingetjie so te maak dat hy perfek gaan opeindig. En wanneer is hy perfek? As hy daar op 'n vertoonkamer gestaan en is nog voor hulle die skou het, dan is daar ons daar met 'n span man en hulle polish daai ding. Hy blink soos 'n spieël. Nog steeds voor hom reveal, polish hulle nog steeds. En dan weet jy wat? Dan trek hy daai lappie so weg. Dan snak. Dan is daai ding spotless. Weet, die Here werk in, hy werk in. Hy sit jou reg, hy gaan jou vertoon. En wanneer jy daai lappies aftrek, van lewe na lewe, dan is jy volmaak vir Christus. Dan is jy volmaak vir die Here. En dan smaai hy. Nou, restaurasie in onsself, as daar dinge wat ons self moet doen. Galasiërs 6 vers 10. Kom ons kyk Galasiërs 6. Dis die vrug. Nee, dis 5. Galasiërs 6. Galasiërs 6 vers. 1 en 2. Broeders, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Pas. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Met ander woorde, as ons wil dan ons vyande vergewe en lief hê soos onsself, moet ons onsself eers lief. Ons onsself eers toelaat dat die Here in ons werk en besig is om ons te herstel. In daardie herstelproses gaan daar dinge op pad langs kom wat jy eers in jouself moet uitwerk voor jy. Onthou, ons is die ministerie gegee van rekonsiliasie. Ons moet ander mense na Christus toe trek. Ons moet hulle rekonsilieer. Maar ons kan dit nie doen uit 'n punt van ons perfektheid. Ons is nog nie heeltemal perfek nie, maar in sekere areas gaan jy alreeds perfek wees. Weet, want alles word nie op een slag perfek nie. Dit kom in so 'n stadiums. Jy groei. En nou sê hy so, as jy dat iemand sien wat 'n fout het, gaan help hom, maar laat die Gees jou lei, sodat nie ook jy verval in dit wat fout is nie. En dan sê hy ook hier, let daarop, sodat jy nie gaan versoek daaruit nie. Dra mekaar se laste. Met ander woorde, as jy 'n broer sien en suster, dan moet ons hulle laste dra. Ons moet saam met hulle bid. Ons moet hulle help om op hy herstelproses te wees. En baie keer het jy al gehoor mense sê, ek sê jou vergewe, maar ek sal nie vergeet nie. Ons hoor dit. Dit klink nie vir my so reg. Die woord sê, hy het verwyder jou sonde, so ver van die ooste, En hy dink nooit weer aan. en hy dink nie weer aan. Met ander woorde, asof jy dit nooit gedoen het. Weet wat ons sê, ek sê jou vergewe, maar ek kan jy nie vergeet nie. Dis nie wat die woord sê. Dis nie Christus nie. Die woord sê, en hy dink nie weer daaroor. Ons praat vanoggend my sussie. Kyk. Die perfekte vervulling. Jy kan hom kwaad maak, jy kan hom laat skree, jy kan hom sleg sien. Sy gaan jou net so vergewe. En sy dink nie eens wie daar. Weet, as jy môre daaroor praat, dan is dit nie eens asof dit nou in gedagtes is met is. Jy mors jou tyd om te sê jy is jammer, want sy het reeds vergeet. So
soos die Here. As hy julle vergewe het, het hy dit gelos. Ons moet so wees. Weet jy wat? Jy moet vergewe. Want as jy nie heeltemal vergewe nie, en dit is nog steeds met jou, weet jy wat? Dit kom jou inhaal. Dit op 'n oomblik gaan daar iets aan jou laat dink en jy gaan dan dink aan dit. En weet jy wat? Al gaan nie 'n goeie gedagte wees, dit gaan 'n slegte gedagte wees. En 'n slegte gedagte is net sowel soos 'n slegte woord, dis moord. Amen. En ons dan sê ek het jou vergewe vir dit. Dan weet jy sorg jy vergewe en dis vergewe en dis verby. As jy na die stadium van jou lewe is en jy so herstel, en dis moeilik, want ons is menslik, ons kan nie, dis nie in ons vermoë om so te vergewe nie. Dit vat buitensporige krag en inspanning om so te vergewe. Genade. Maar ons kan, want Jesus het. Amen. En soos dit daai vergifnis het, dan kon ons met daai persoon, daai rekonsiliasie weer hê. Daai restaurasie begin, daai herstel begin. Maar ons moet onsself in ons eie dit kan doen. Partykeer het ons nodig om sekere dinge op te offer, sodat ons dit kan doen. Ek het 'n awesome prentjie gesien van 'n, het jy al sien 'n lyke dam wat leeg is? Hy het seker krake in. Jy laat sien 'n lyke krake. En daar lê 'n vis. En langs daar is klein visies. En die vis huil, die trane, sodat die klein visies in water kan wees. Dit is nie 'n awesome prentjie nie. Sy moet opoffer, sodat ander mense kan lewe. En dit is nie 'n fisiese ding nie. Jy moet dalk iets in jou opoffer, soos pride, sodat jy met daai ander gaan deel. Met partykeer is ons pride, want ons nie daal tot op 'n vlak, wat ons nie kan bedien nie. Ons moet dit opoffer, en dit kos 'n prys partykeer om iets op te offer, sodat jy kan bedien. Christus het baie opgeoffer, sodat hy ons kan bedien. Ja. Weet in die Ou Testament het offers gegaan oor bloed. Daar moes iets gesterf het, sodat daar bloed kan wees. Die Nuwe Testament het Jesus een keer gesterf. Amen. Een keer sy bloed gestort, sodat ons al die tyd kon vergewe, al die tyd verlossing kon ervaar. Amen. So kom ons kyk 'n bietjie, wat kan ons doen om so te wees, om te kan uitreik na 'n persoon wat bedien. Lees gou wat sê Romeine 12 vers 2. Miskien almal wat sê vers 2 en vers 2 sê, hernie jou gedagtes. Maar hoe gaan jy dit hernie? Romeine 12. 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broeders, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Gee jouself aan God as 'n heilige offer. Dan kan jy ook gebruik. Ja. Dan kan hy jou gebruik. Terwyl jy rondloop met jou eie wil, is dit moeilik om dit te gebruik. Maar wanneer jy jouself gee as 'n heilige offer aan God, dan kan hy jou gebruik. Ons moet bietjie partykeer net dinge leer. Ons tyd, ons gedagtes oor dinge, ons kennis oor dinge. Dit is soms makliker om 'n vreemdeling te gaan bedien, want hy het nog nooit 'n invloed op jou lewe gehad wat jou kan weerhou om dalk te kan bedien. En dis kom hulle sê, Jesus het daai stad van Nasaret uit hulle agtergelos, want hulle het hom geken as 'n carpenter. Hulle het nie geweet wie hy is nie. Hulle het geweet wie hy was. En partykeer is jy saam met jou vriende, saam met mense aan jou werk, saam met familie. Hulle ken jou man. Hulle lag vir jou. Hulle weet man, jy het net so lekker soos ons gepaard, jy het net so lekker soos ons gedrink. Wie is jy nou? Maar hulle weet nie wat die Here vir jou gedoen het in tussentyd. Hulle weet nie die Here het begin om jou te herstel. Hulle weet nie. Ons lewe, ons woorde en ons aksies is veronderstel om vir dit te wys ek is nou anders. Ja. Daai woorde en daai aksie wat jy net is veronderstel om vir dit te wys
Jy is nie meer wie jy was nie. Daar het iets met jou gebeur. Iets het in jou gebeur. En miskien kan hulle vra, wat het gebeur? Ja. Die Here het my omgekeer. Die Here is besig om my te herstel. Hy herbou my. Hy vat nie dit in las as hy. Hy herstel my. Daai dingetjie wat gebuig is, maak hy reg. En ek ook 'n kliëntgehoude motorfiets herstel. Daai ding as hy hom van daai sy kliënt teruggee, is beter as toe hy die fabriek gekoop het. En elke liewe dingetjie wat hy nie kan kry nie, het hy gemaak, want dit is volgens die spesifikasies van die oorspronklike plan. Dit is herstel, nie herbou. Jy is geken in jou moeder se skoot. Die Here herstel jou na daardie beeld waarmee jy jou gevorm het. Nie iets anders nie. Hy herstel jou na daardie beeld waarmee jy gevorm is. Dit maak nie saak wat jy die wêreld aan jou kom doen. Duike geslaan, weggedra parde verkoop. Hy herstel jou volgens die plan wat hy vir jou gehad het. Hy laat niks nie. Soos hy jou beplan het, so gaan jy wees as hy jou aanwyl en jy staan voor die Here. Perfek. Amen. Soos hy jou beplan het. Van die begin. Amen. Amen. Sal ek het einde te veel dit gesien nie, dis nie my preek. Jammer. Maar wees bly dat jy was, jy het iets ontvang, ek het definitief. Amen. En as ek hier alleen is, sorry vir jou guys. Vader, dankie vir die liefde, die genade, die goedheid. En Here, nie die wete dat U is hier. Amen. En U laat niks onaangenaam ons nie, Vader. En U loop 'n ekstra myl met my, Here, sodat ek kan herstel word na die plan wat U vir my het. Hoe U my beplan het. The perfect image of your Son. Amen. Dis wat ek sal wees met my aanwysing, Here. Wanneer ek voor U staan, sal ek perfek wees, soos U my beplan het. Amen. En ek dank U daarvoor. Amen. Amen.